om te praat oor wat ons vanaand gaan praat, gaan baie dinge uitlig. Baie van ons pyne, baie van ons vrese gaan uitgelig word en ek wil hê ons moet vanaand God se woord vat soos dit is. Ons moet die waarheid in die oog kyk en kan sê, waar is ek teenoor hierdie waarheid? Waar is ek teenoor hierdie deel van my lewe? Nou, ons is in die middel van ons preekreeks Chains of Christ on. Nou, laas week het ons dit afgeskop en ek gaan 'n bietjie van 'n recap gee. Ek weet baie van ons mense kon nie daar gewees het laas week nie, so ek wil net vir julle min of meer sê waarmee ons besig is. En dit is hierdie vers in Romeine, hoofstuk 12 vers 2. Stop imitating the ideals and the opinions of the culture around you, but be inwardly transformed by the Holy Spirit through a total reformation of how you think. Ons het dit vanoggend ook gelees, ons het dit laasweek gelees en ons het die week voor dit ook gelees in die aanddiens. Hierdie vers is so 'n belangrike vers. En hierdie gaan oor, hierdie hele reeks gaan, en ek wil amper sê die hele kwartaal gaan oor, hoe kan ek meer soos Christus wees? En hierdie vers is hoofsaaklik een van die belangrikste verse vir jou om te verstaan. Wanneer jy tot bekering gekom het, sê die Bybel, jou sondeskuld is van jou af weggewas. Jy is nie meer 'n slaaf vir sonde nie. Ons celebrate dit. Dit is amazing. Jy is vry van die straf van sonde. Maar jy kan nog 'n slaaf wees, nie vir sonde nie, maar vir die verkeerde denkpatrone. Die ander vertaling van hierdie verse is renew your mind. Moenie lyk soos die wêreld nie, moenie dink soos die wêreld nie, moenie gelykvormig word met die wêreld nie, word verander deur die vernuwing of die verandering van julle gemoed en julle denke. So, soos ek sê, jy kan 'n slaaf wees vir die verkeerde manier van dink. Jy is nie meer 'n slaaf vir sonde nie, maar jy is nog steeds in hierdie pattern van verslawing, van vrees, van sonde, van skaamte. En hierdie denkpatrone is die chains waarvan ons praat. Die dinge wat jou terughou in die lewe is nie jou sondes nie. Sonde is nie goed vir jou nie. Ek wil nie nou vir jou sê, gaan sondig nie, dis nie wat ons vir jou sê nie. Maar wat Jesus op die kruis vir jou gedoen het, is heeltemal voldoende om jou heeltemal vry te maak van sonde. Dis wat die Bybel vir ons leer. Hoekom sit ons dan nog vas in die verlede? Hoekom sit ons nog vas? Hoekom sukkel ons nog met sekere sondes? Want ons denke het nie verander nie. Ons dink nog soos voor ons tot bekering gekom het. 'n Mooi metafoor van hierdie is die Israeliete, toe hulle slawe was van die Egiptenare. Hulle was slawe wat besig was om te sterf in Egipte. Hulle was vir 400 jaar lank slawe in Egipte. En die Here kom maak hulle vry. En dit was in 'n oogwink. En hierso is almal deur die Rooi See. Die mense wat hulle besit het, die Egiptenare, se weermag is deur daai Rooi See vernietig. Daar is nie meer mense wat die Israeliete besit nie. Hulle is heeltemal vry. Maar hulle was nog steeds slawe in hulle gemoed, in hoe hulle gedink het. Hulle was nog steeds in hulle harte in Egipte. So jy kan dit oral in die Bybel lees. Elke keer wanneer die Here iets amazings vir hulle doen, dan begin hulle kla en hulle begin verlang na die dae wat hulle in Egipte was. En so, hulle was nog slawe in hulle gemoed. En dit is hoekom hulle 40 jaar in die woestyn moes wees, waar die Here gesê het, ek moet eers hierdie generasie laat uitsterf, sodat die nuwe generasie wat opstaan, wat nie slawerny ken nie, die enigste twee ouens wat dit gemaak het van Egipte tot Kanaan was Joshua en Caleb. Nie eers Moses het dit gemaak nie. Nou wat leer ons hier uit? Sê ek, jy is gediskwalifiseer? Nee, wat ek vir julle sê is, jy moet verantwoordelikheid neem vir die manier hoe jy dink. Dit gaan nie net verander passief nie. Jy verander die manier hoe jy dink. En dan verander jy. En dan lyk jy meer
soos die persoon wat die Here in gedagte gehad het toe hy jou geskep het. So, as jy jou gedagtes kan verander, dan kan jy hierdie slawerny agterlaat. Hierdie chains gaan van jou afval. Jy word vry. Want die ding is, as ek passief aangaan, as ek niks intentioneel verander nie, dan gaan ek dink soos die mense om my dink. My gemoed gaan lyk soos die gemoed van die mense om my, en ek gaan begin leef soos die mense om my leef. En wat dan gebeur is, ek gaan val vir die dinge wat die wêreld voorval, en ek gaan sukkel met die dinge wat die wêreld mee sukkel, en my lewe, alhoewel ek 'n Christen is en bely en in Jesus glo, gaan nog steeds lyk soos die wêreld se. Dis wat baie mense mee sukkel. Ons sit nog vas in hierdie slawerny. Ons is Christene, maar ons sit vas in slawerny. Maar kyk hoekom het Jesus gekom. Lukas 4 vers 18. Jesus het gekom om aan gevangenes vrylating te verkondig en aan blindes herstel van gesig, om die wat gebroke is in vryheid weg te stuur. Die Bybel sê, dit is hoekom Jesus gekom het. Hierdie was een van die hoofredes hoekom hy op aarde was. Nie net om vir ons sondes te sterf nie, dis baie belangrik, hy het vir ons sondes gesterf. Maar hier is ook hoekom hy gekom het, en dit is, as jy vasgevang in iets voel vanaand, jy sit vas in 'n verslawing, jy sit vas in iets wat jy nie meer kan uitkom nie, 'n denkpatrone wat jou ruïneer. Die Here kom om jou vry te laat. As jy, en dis nou, hierso praat hulle van sight, restoration of sight to the blind. Ek hou van die woord gesig daarso, want wat dit eintlik sê is, hy gee visie terug vir die mense wat visie oor hulle lewens verloor het. Dalk sit jy hier vanaand en jy voel, jy's nie hier met 'n doel nie, jy weet nie wat die doel van jou lewe is nie, jy is maar net 'n ongeluk gewees, of jy weet nie, jy voel soos 'n mislukking, jy identifiseer as 'n mislukking, en hier kom sê Jesus, ek gaan weer vir jou visie gee vir jou lewe, dit is hoekom ek gekom het, en dan derde, om dit, of die wat gebroke is, in vryheid weg te stuur. Dit is baie mooi. So Jesus is die antwoord. Hy het my gered uit my sonde, toe ek bekeer het hy my gered uit my sonde, maar nou moet ek toelaat dat hy my stelselmatig verander, deur dat ek my denke onderdanig maak aan sy waarheid. As ons meer Jesus se leiding volg, as ons meer toelaat dat Jesus die manier wat ons dink lei, gaan hy ons lei na vrylating, hy gaan ons lei na herstel van gesig, en hy gaan ons lei na vryheid. Daar's 'n bietjie van 'n sing op my mic, ek kan 'n bietjie 'n echo hoor, as iemand dit net kan check, dankie. So, ek het 'n keuse, of ek kan aanhou dink soos die wêreld dink, en dan dink ek in die rigting van verhoudings dieselfde. Ek dink aan die manier wat ek werk, dieselfde as die wêreld. Ek dink aan my familie in dieselfde manier, ek dink aan my vriendskap in dieselfde manier. Ek sien myself soos die wêreld dit sien, my moraliteit, my denke, dit wat ek wil hê, word beheer deur my gemoed, my denke, manier hoe ek dink. En as ek toelaat dat die wêreld dit vir my kies, gaan ek kry wat die wêreld vir my gee. Of ek kan dink oor daardie dinge in die manier wat God dink oor daardie dinge. En dit is 'n radikale ander manier van dink. As ek dink soos wat God dink oor my werk, dan gaan ek baie anders werk. As ek dink hoe God dink oor my studies, gaan ek baie anders leer. As ek dink hoe dink God oor my romantiese verhoudings, dan gaan ek baie anders dit aanpak. Nou, ons het laasweek gefokus op vrees. En baie van ons sit vas in vrees, want ons het geleer, dis hoe die wêreld werk, ek moet bang wees, en ons het nie lank daaroor gepraat nie, maar ek het baie terugvoer gekry. Baie mense sit vas in hierdie vrees, maar ek wil vanaand praat oor ietsie bietjie meer intiem, 'n bietjie meer scary. Ek wil praat oor iets wat meeste Christene nooit aanspreek nie. Baie keer as mense
in kerk seer kry. En jy kry mense wat in kerk seer kry. Jy kry mense wat wie se vriendekring in die kerk hulle seer gemaak het. As jy sukkel met kerk seer, is dit baie keer as gevolg van hierdie ding. Toe ek aanlyn klas gegee het, ek het vir 'n lang tyd Hebreëus aanlyn gegee, en ek het met baie Oosterse mense gewerk. En baie Oosterse mense, veral uit Oos-Asië, het geweier om met Christene besigheid te doen. En dan vra ek hoekom, net uit nuuskierigheid uit. Dan sê hulle, want Christene fokus net op geld maak. Hulle fokus nie op die mense nie. En dit was vir my sleg, want dit is die boodskap wat uitgestuur is, en is eintlik maar die westerse stelsel, is nie die Christene se skuld nie, maar baie van die Christene is so vas in daai westerse stelsel, dat mense na hulle kyk en sê, kyk hoe geldgierig is die Christene. En dit is interessant, dit is baie sleg, dit moenie so wees nie. En dis as gevolg van hierdie ding. Hoekom leef Christene dieselfde as die wêreld? Wat ek vanaand oor wil praat, is verwronge ambisie. Verwronge ambisie. En dit is vir my 'n moeilike term, verwronge ambisie. Ek het ook gedink om liewer dit te noem onvergenoegdheid. En in hierdie manier is dit min of meer dieselfde ding wat ek nou oor praat. Dit is hierdie, ek moet iets reg kry. Ek is ambisieus, of ek voel nie, ek het genoeg nie, ek moet meer kry. Wat dit op neerkom is, die Afrikaans, en ek moes hierdie Google, is hebsug. Weet julle wat dit is? Ek ook nie. Maar die Google sê, hebsug is soos 'n gierigheid. Dit is amper die korrelasie met die Engelse woord greed. Nou, gewoonlik as ons praat van gierigheid in Afrikaans, praat ons van kos of geld. Maar hebsug is gierigheid, maar vir enige iets. Dit is 'n baie breë term. En baie van ons sukkel met hierdie hebsug, want dit is die wêreld se fokus. En die ding wat hierdie hebsug, hierdie gierigheid vir ons so gevaarlik maak, is dit is soos 'n black hole. 'n black hole, wat gebeur is, hoe meer jy hom voer, hoe groter word hy. En hoe meer ek hierdie gierigheid binne myself voer, hoe groter van 'n probleem word dit. Ons kan dink aan die voorbeeld van wellus, lust, seksuele wellus. Hoe meer ek hom voer, hoe groter word die wellus. Hoe meer ek hierdie geldgierigheid voer, hoe groter word dit. En daar's hierdie desperaatheid in die wêreld, desperasie, om meer te kry, om meer te hê, om meer en meer te begeer. En dit is wat ons, hoe meer ek begeer, hoe meer kry ek, maar hoe meer wil ek dit hê. Ons sien dit in, as ek op Shein is en ek bestel iets, volgende keer as ek op Shein is, gaan ek meer bestel. Party mense stem saam, of voel skuldig. Party mense speel games, videogames of wat ook al, en dan een game is meer genoeg, en laterhand moet ek die hele aand weg game, en die volgende oggend myself haat wanneer ek werk toe moet gaan, of dit is soos binge watching Netflix. Dit is gierigheid. Ek sê nie Netflix is gierigheid nie. Ek dink, ek gaan niks sê oor die maatskappy nie, maar die feit is, ons is nooit versadig nie. Ons is nooit, en hier is die mooi woord, vergenoegd nie. Ons soek altyd 'n stukkie meer. Waar kom dit vandaan? Waar kom hierdie soek na meer? Die wêreld, en is deel van individualisme, en is deel van die materialisme, en al daai dinge, maar die wêreld sê vir jou, as jy nie begeer nie, is daar iets fout met jou. As jy vergenoegd is daar iets fout met jou. Die wêreld sê dit. Daar's 'n baie bekende gedig wat geskryf is, wat die volgende sê, en dis die wêreld se siening: find what you love and let it kill you. Toe ek 'n tiener was, het iemand eendag daai
vir my geshare, daai quote, en dit was baie diep. Ons nou tieners, ons is diep. En die prentjie onder is 'n ou wat 'n sigaret so rook en hy sê, find what you love and let it kill you. En die ouetjie wat dit vir my gestuur het gedink, joh, dis nou diep, hy gaan nou begin rook. Dis wat hepsig is. Ek het nog nooit gerook nie, maar ek begeer dit, daarom het dit waarde. En hoe meer ek dit begeer, hoe meer waarde het dit. Alhoewel dit self niks vir my doen nie, en ek maak nou 'n grap met die sigarette, maar dit kan enige iets wees in my lewe wat ek net meer en meer en meer soek. Dis hepsig. En ek wil vir julle ook 'n paar ander goeters wys waar dit uitkom. Dit is nie net in die materialistiese goed nie. Dit is ook in 'n dokter wat al hoe meer pasiënte en meer pasiënte inneem because he needs to be needed. Baie briljante dokter wie se boek ek gelees het, sy naam is Gabor Maté. Hy skryf oor verslawing in sy boek Ghosts. Ek nou die volle naam vergeet. In the Realm of Hungry Ghosts is die boek se naam. En hy skryf toe hy's 'n psigiater, hy werk met al hierdie verslaafdes wat dwelmverslawings het en hy besef toe hy is so verslaaf aan mense wat hom nodig het. Hy soek net al hoe meer. Hy het gaan sy tyd gee verniet en almal kyk van die kant af en dink, wow, dis so mooi van hom om meer en meer van jou tyd vir hierdie arme mense te gee. En wat hy toe agterkom is hy doen dit want hy kan nie funksioneer sonder mense se goedkeuring nie. Hy is verslaaf aan iets anders, nie dwelms nie. Mens kan hierdie hepsig sien in 'n CEO van 'n groot maatskappy wat 'n workaholic is, wat hy werk net met deadlines. Hy is op sy gelukkigste as hy moet deurnag vir 'n deadline en sy familie opoffer want hy moet wins te maak. Ons sien dit in die jong man wat duisende rande op steroids koop om net beter te probeer lyk. Sy definisie van wat lyk beter. Die idee van dis hierdie hepsig is in die meisie wat nie 'n dag kan gaan sonder 'n kompliment nie, so sy post foto's oor en oor op social media waar sy voel as iemand dit like, ervaar sy dit as validation. En dis haar verslawing. En is ook in die akademiese presteerder wat al sy of haar vriende eenkant toe stoot en mik om top in die klas te wees. Want dalk as ek top in die klas is, gaan ek beter voel. Maar wat sê ek vanaand? Sê ek harde werk is nie 'n goeie ding nie? Glad nie. Ek dink harde werk is amazing. Ons moet onthou dat die Bybel sê vir ons in Kolossense 3 vers 23, wat julle ook al doen, werk met geesdrif, soos vir die Here, nie soos vir mense nie. En ek wil hê julle moet daai laaste deel baie belangrik sien. Daai laaste deel is soos vir die Here. Ek werk vir die Here. Paulus sê in Galasiërs, as ek nog gewerk het vir mense se goedkeuring, kon ek nie die Here se dienaar wees nie. If I was still working for man's approval, I would not be God's servant. Die probleem is nie harde werk nie. Harde werk is 'n baie goeie ding. Die probleem is die hart. Hoekom werk ek so hard? Hart met 'n T. Die probleem is die hart. Wat is die ambisie wat agter my harde werk lê? Of my harde swat lê? Swat is 'n goeie ding. Maar as jy met verkeerde hart dit aanpak, selfs jou goeie dade, as ek die verkeerde hart agter dit het, dan is ek besig om 'n ambisie uit te leef, wat nie noodwendig goed is nie. Kyk, as ons ambisie definieer, ambisie is die innerlike motivering vir jou dryfkrag. Party persoonlikhede het net meer dryfkrag as ander, maar ambisie is daai ding wat sê, hoekom het ek dryfkrag? Almal van ons het 'n ambisie. Party van ons ambisie het seer gekry. Party van ons leef minder ambisieus, omdat ons pyn het. En daai is nie 'n goeie ding nie, ons moet dit
bring na die Here toe dat hy dit genees, maar baie van ons het hierdie baie sterk ambisie, maar die ding van ambisie is, dit kan of goed wees of sleg wees. Mens kry 'n lyn in die Bybel, waar die Bybel baie mooi trek, wat sê, hierdie is gesonde ambisie, of nee, goddelike ambisie, en hierdie is die slegte ambisie. Die wêreldse ambisie sê vir jou, wat? Jy moet uitstaan. As jy die wêreldse ambisie het, dan gaan jou ambisie vir jou sê, jy moet die beste wees. Jy moet vergelyk word teenoor jou ander mense en jy moet uitstaan. Jy moet raak gesien word. Dit gaan oor jou. As jy famous kan wees, sal dit uitwerk. So die wêreldse ambisie is altyd, hoe sien ander mense my? Die wêreldse ambisie is altyd, hoe vergelyk ek met ander mense? En dan kry jy goed soos hierdie. Hoekom is hierdie populêr? Wat is die AI? Dis die most popular ding op AI nou, is gaan, hoe sal ek lyk as ek by die Met Gala was? Okay? Ek sal great lyk. Maar, hoekom is hierdie soos 'n lekker ding om te doen op die oomblik? Want, as 'n stukkie van ons wat dit begeer, almal van ons wil weet hoe dit voel. Almal van ons wil 'n bietjie wil imagine hoe dit voel as ons 'n bietjie meer famous is. En dit is die wêreldse ambisie. Dit sal ons drome waar ons raak gesien word. Nou, die wêreld sê jy moet great wees. Toe ek 'n kind was al my passwords De Villiers the Great, soos Alexander die Grote, De Villiers die Grote. Hy lyk nie so nie, maar daai was my ambisie. En dan gaan haar straat na my vernoem word. Blykbaar het elke straat 'n De Villiers, of elke stad 'n De Villiers straat iewers, maar dan sit 'n van. Die wêreldse ambisie sê, jy moet onthou word, jy moet 'n legacy agterlaat, waar mense, wanneer hulle aan jou dink, gaan hulle dink, wow. Sê ek, God het nie daai ambisie oor jou nie? Kom ek sê gou vir jou wat God se ambisie vir jou is. God sê ook, jy moet great wees. God wil groot dinge met jou, deur jou en vir jou doen, maar in 'n hele ander manier as wat die wêreld vir jou gee. Is 'n baie dieper en meer waardevol greatness. En omdat die wêreld en God groot dinge van ons verwag, sukkel ons om te onderskei tussen goddelike ambisie en wêreldse ambisie. Kom ons sien wat sê Filippense 2 vers 3. Dit sê, do nothing out of, wat staan daar? Lees saam my, do nothing out of vain conceit, rather in humility value others above yourself. Wanneer is ambisie verkeerd? Wanneer dit oor my gaan. Wanneer is ambisie verkeerd? Is wanneer die storie wat ek in my kop speel, hierdie droom wat ek het, vir niemand baat nie. Sure. So ambisie wat selfsugtig is, onderstreep die Here in die Bybel. Hy lig dit uit. Hy sê om nederig te wees is beter as om hierdie groot drome te hê. Dit skop 'n bietjie teen wat die wêreld ons leer, nê? Live your dreams, go big, nee. Wees nederig. Dit klink amper teenstrydig met alles wat ons geglo het. Sê ons wil nie great wees nie, glad nie. Ek wil vir julle vanaand sê, die Here het groot drome en groot planne met jou lewe. Maar dit is altyd vir ander mense. Dink gou aan die Fariseërs. Die Fariseërs het hulle tiendes betaal, hulle het mekaar bedien met gebed, nie net 3 keer 'n dag nie, partykeer 5 keer 'n dag, was in hulle skrif, hulle moes dit doen, hulle het die skrif uit hulle koppe uitgeken, hulle het alles reg gedoen, hulle het tiendes betaal op
selfs die munt wat hulle pluk in hulle kruietuin, hulle sal die blare in 10 gedeel het en vir die priesters gegee het, want dis hulle tiendes. Hulle was so heilig. Maar Jesus het nie gesê hulle is heilig nie. Jesus het wat vir hulle gesê? Jesus het vir hulle gesê, julle is slange. Wie is nog 'n slang in die Bybel? Wat sê Jesus eintlik? Ons sê slange en dan dink ons hy praat van pofadders. Jesus is besig om vir hulle te vergelyk met die Satan in Genesis. Sê dis julle skuld. Dat mense sukkel met sonde. Dis 'n bietjie rof. Jesus vergelyk hulle met die val van die mensdom. En Jesus is nie besig om te praat oor hulle dade nie. Jesus is nie besig om met hulle te raas oor wat hulle doen nie. Maar hy is besig om die motivering agter wat hulle doen aan te spreek. En ek wil hê julle moet hierdie hoor. Jesus is meer ingestel op wie ons word as wat ons doen. Ja, wat ons doen is vir hom baie, baie belangrik. Maar die motivering agter wat ons doen is vir hom belangriker as wat ons doen. Die Fariseërs het die regte dinge gedoen, meeste van die tyd. Die rede hoekom dit gedoen het was verkeerd. Die rede, die motivering agter hulle godsdiens was nie vry nie, dit was stikkend, dit was gebroke. Wat het Jesus gekom om te doen? Hy het gekom om herstel te bring, gesig vir die blindes. Hy het gekom om vrylating te bring en om mense wat gebroke is, vry te laat. Hulle was nie dit nie. Jesus het hulle blind genoem. Blind guides. Jesus het vir hulle gesê, julle is vasgevang. Die hele rede hoekom Jesus gekom het hulle gemis. En dis hoekom Jesus hulle so aanspreek. Want kyk gou hierso. Die probleem van die Fariseer was nie sonde nie. Die probleem wat die Fariseer gehad het, was hierdie hebsug van ek gaan beter wees as jy. Ek gaan uitstaan bo jou. Ek gaan harder bid as jy, ek gaan meer bid as jy. Ek gaan die Bybel meer uit my kop uitken. Ek gaan harder sing in die kerk. Dis hoekom Jesus so gesê het, julle bid sodat mense julle kan sien. Die gierigheid van die Fariseer lyk aan die buitekant soos 'n uitmuntende godsdiens, excellent, dit lyk beautiful, maar in hulle harte was dit selfsugtige ambisie wat net godsdienstige klere dra. Dit is 'n ambisie wat sê, ek gaan die heiligste wees, ek gaan uitstaan, ek gaan beter wees as die persoon langs my, ek gaan die hardste bid, ek gaan die beste preek, ek gaan die soetste wees, ek gaan nie dit doen nie, ek gaan nie dat doen nie, en die mense gaan sien, ek is anders. Die woord fariseer beteken different. Ek's different. Dit beteken letterlik the separated ones. Ek lyk beter. Ek word vergelyk die hele tyd in my kop met die mense om my en ek moet daarom net beter lyk as die mense om my. Hulle is sondig daar, maar ek is hier. Het is interessant dat God hulle uitken en sê hulle is die chief sinners. Hoekom? Want as jy mooi luister, en ek wil hê julle moet hierdie mooi verstaan. As jy mooi luister na die hart van die Fariseer, dan kry jy 'n klein kindjie wat sê, Papa, is ek nou goed genoeg? Jy kry 'n klein seentjie wat sy pa se aandag net probeer wen. Sê, kyk wat het ek reg gekry, kyk. Of hy sê, Papi, ek is nie soos hy nie. Ek's beter, wees lief vir my. Notice me, notice me, notice me. As ons dit verstaan, kry ons eintlik die Fariseer jammer. Ek weet hoe dit voel. Ek dink baie van ons weet hoe dit voel, om 'n need te hê vir liefde. Maar ons gaan soek dit.
om liefde te probeer verdien. Waar die Bybel sê, kom net huis toe. Alles wat ek het is jou, die Here nooi jou uit na hierdie amazing verhouding. Die Fariseer is die een wat sê, ek's nog te skaam, ek wil dit nog 'n bietjie verdien. Dalk as ek harder bid, gaan die Here my raak sien. Is ek nou goed genoeg? Is ek nou goed genoeg? Alle gierigheid kom eintlik van 'n plek in jou verlede waar jy nie genoeg gehad het nie. Die geldgierige CEO het dalk toe hy 'n kind was, verskriklike pyn beleef wat hy magteloos gevoel het en hy kon dit nie verander nie en hy dink dalk as ek genoeg geld gehad het sal hierdie nie gebeur het nie. En die pyn wat hy voel, probeer hy homself van beskerm deur om net nog geld en nog geld en nog geld te kry. Die persoon wat sukkel met verslawing het op 'n tyd soveel negatiewe emosies gehad dat hy sê, ek weet nie wat ek gaan doen nie, ek weet nie hoe om hier uit te kom nie. En al laat hierdie verkeerde ding my net 'n bietjie beter laat voel, dalk kan ek dit doen. En hy word gierig vir die ding wat hom 'n bietjie beter laat voel en hy weet dit gaan nie langtermyn help nie. Of is soos ons wat met baie soet is by die kerk. Ons gaan kerk, ons lees ons Bybels, ons bid elke dag. Maar ons voel so ver van die Here af. En ons hoop net niemand kyk nie. As iemand kyk, is ons hande in die lug en ons worship. Maar ons weet, as niemand kyk nie, is ek bang om die Here in die oë te kyk. En as ons nooit ons denke vernuwe nie, gaan ons nooit uitkom met wat God wil hê ons moet uitkom nie. Baie van ons is in 'n plek, as ons eerlik is ons drome, daai groot droom wat ons vir ons lewens het, eintlik maar net 'n pyn van die verlede wat ons probeer fix. Baie van ons het hierdie mooi droom, is niks fout met die droom nie, maar die motivering agter die droom is 'n stikkende klein kind wat sê, pappa, kyk net vir my. Sien my raak. Of julle een van die mooiste verse in die Bybel lees. Psalm 18 vers 36. Die neerbuigende goedheid het vir my groot gemaak. Die woord is so moeilik om te vertaal. Die neerbuigende goedheid. Baie van ons sukkel met hierdie, want net soos die Fariseer sien ons nog nie God as ons pa nie. Die geheim van om jou denke te vernuwe, is om toe te laat dat God jou pa is, en jou leer, en neerbuig na jou toe. En in daai gentleness, dis wat die vertaling sê in Engels, your gentleness makes me great. God se neerbuigende goedheid is wat jy nodig het. Om daai pyn van die verlede, daai denkpatrone wat jou in slawerny hou, te breek. God wil jou pa wees, nie net jou God nie.
if you allow God to reparent you, you will be free. God wil jou nie net vrymaak van sonde nie, hy wil jou pa wees, sodat jy kan vry word van die kettinge wat jou terughou in jou denke. Waar jy nie iets hoef te doen, sodat die Here jou notice nie. Jesus sê, julle wat slegte paas is, weet om te gee vir julle kinders wat hulle soek, hoeveel te meer hulle hemelse Vader. Daar is nie 'n oomblik wat jy ietsie doen wat God se aandag nie 100% op jou gefestig is nie. Hy sien jou met soveel liefde en deernis. Dit voel amper soos godslasterend om te vra, Here, gee vir my aandag. As jy net geweet het. Die Bybel sê, jou naam is ingegrafeer op die palm van sy hand. You are always on his mind. Laat hom toe om jou pa te wees. Al het jy 'n goeie pa gehad, al het jy 'n perfekte pa gehad, ons het God se vaderskap nodig. En wanneer God ons Vader is, gaan ons nooit voel aan, ons moet harder werk om die Here se liefde te verdien nie. Ons gaan nooit voel ons moet ambisieus wees sodat ons raak gesien kan word nie. Ons gaan nooit voel dat ons te min het nie. We will live a life of abundance, oorvloed. U neerbuigende goedheid het my groot gemaak. Vir jou, om die grootste droom uit te leef, moet jy toelaat dat die Here jou bless. Weet jy wat beteken die Hebreëse woord vir bless? Baie mooi woord, om te seën. Die woord beteken om te kniel, om te dien. As jy vir iemand sê, mag die Here jou seën, wat jy letterlik sê is, mag die Here voor jou kniel om jou te bedien. Dis rof. En dis wat 'n pa doen. God wil jou seën. Net soos wat Jesus die disippels se voete gewas het. Nico, jy kan my join op stage asseblief. Net soos wat Jesus die disippels se voete gewas het en gesê het, dis noodsaaklik dat ek hierdie doen vir julle. Ek moet julle bedien. Nou besef ons, Christendom, die vernuwing van my denke is nie ek wat harder werk nie. Dis ek wat toelaat dat die Here my voete konstant was. U neerbuigende goedheid het my groot gemaak. Die laaste vers wat ek met julle wil deel, is die laaste deel van ambisie. En as julle verstaan wat God se rol is in julle lewe, sal julle nie verstaan. 1 Tessalonisense 4 vers 11. Make it your ambition to lead a quiet life. Dit is so teenstrydig met wat die wêreld vir ons leer. Die wêreld sê doen meer, wees beter, staan uit. Die Here sê, laat my toe om jou te bedien. Wees rustig, ek sal jou groot maak. En wanneer die Here jou bedien, dan kwalifiseer dit jou om ander mense te bedien. Jesus het gekom nie om gedien te word nie, maar om te bedien. En ons is geroep om soos Jesus te wees. Die grootste ambisie wat jy met jou lewe kan hê, is om 'n dienaar te wees. Dalk het jy groot drome vanaand.
vra, ons sluit julle oë. Maar jy weet jou droom is meer gekoppel aan jou pyn as aan God se woord. Ek gevra dat jy jou planne neerlê by die voete van die Here. Hy kan groot dinge met jou doen en hy wil groot dinge deur jou doen. Jou lewe is so belangrik vir hom. Maar jy gaan eers jou lewe vind wanneer jy dit neerlê by die voete van die Here. Jy gaan eers die doel van jou lewe vind wanneer jy dit vir ander mense gee in bediening. Ons is almal geroep om te bedien. Terwyl jy bedien, gaan jy sien die Here het 'n roeping vir jou om te beweeg beyond your pain. En dan gaan jy mense bedien, nie om raak gesien te word nie, nie om lief gehet te word nie, maar omdat jy lief is vir mense en dat God lief is vir jou. Ons werk nie vir liefde nie, ons werk vanaf liefde. Ons gaan 'n worship lied sing. Sal en ons nou. En ek wil hê julle moet in julle harte met die Here praat en hoor, aan wat hou ek vas wat ek moet oorgee vanaand. Kom ons staan saam en worship. We
Vader, wys ons waar ons seer 'n wankelrige fondasie gebou het in ons lewens. Waar ons dalk ons godsdiens gebou het op 'n fondasie van pyn, skaamte. En Vader, ek bid dat ons hierdie keer sal oorbou. Nie deur 'n middelman nie deur ons werke nie deur die middelman van hoe goed ons kan doen nie, maar op Christus. Dat Christus self ons fondasie sal wees. Die rots wat nooit sal wankel. Vader, ek bid dat ons sal weet waar is die areas waar ons vernuwe kan word. Waar is die areas wat moet verander. Maar Vader, ons bid ook dat U vir ons die krag en genade sal gee om daai areas aan te spreek en intentioneel waarheid te kry in daardie areas, sodat ons nie weer 'n verwerpte ambisie sal hê nie, 'n verwronge manier om na die lewe te kyk nie, maar Vader, dat ons net deur U liefde en neerbuigende goedheid die lewe sal aanpak. Seën ons, Vader. Laat ons U toelaat dat U ons seën. Was ons voete, bedien ons, sodat ons mense kan bedien. Maak van ons suiwer, skoon kinders van die Here. Nie nog slawe van die verlede nie nog slawe van ou maniere van doen nie, maar Vader, mag ons vernuwe word in ons gemoed. In Jesus se naam.